Baie welkom by ons reeks oor arende. Hierdie gaan 'n reeks wees van 5 weke waarin ons gaan kyk na die arend as 'n metafoor om te wys hoe dat God vir jou en vir my sorg. Elke week sal daar ook 'n huisgodsdienstgedeelte by wees, sodat jy saam met jou gesin so 'n bietjie kan gesels oor daardie besondere tema. Nou ek wil begin deur sommer net so 'n inleidende gedeelte te gee vir die volgende 5 weke. Arende is mystieke voëls. Wanneer mense gaan kyk op die ou rotstekeninge, dan het die skilders hulle geteken met daai vreesaanjaende gesigte. Hulle kloue en hulle krombekke was op die baniere van baie volke gewees, vanaf Rome tot by Duitsland. Want jy sien, die arende is die simbool van krag en van spoed en van adelikheid en van onsterflikheid. Sommige volke het geglo dat die arende vlieg tot by die godheid en dat hulle dan selfs met die godheid kan praat. Nou mense kry verskillende soorte arende, byvoorbeeld die slangarende, en dan kry ons wat hulle noem die buzzard-type arende, en dan is daar, dis hulle wat die bokke vang, toevallig. En dan kry mense die booted arende wat vere op hulle bene en pote het, en dan kry mense die see-arende, wat natuurlik meer seevoëls en so dan opvang. Arende het groot neste. Hulle bou hulle neste bo op die kraanse en in baie hoë bome, en gewoonlik is dit waar daar water is. Die nes kan gewoonlik so 9 voet in deursnee wees, en baie mense sê dat van daardie groot arende se neste kan meer as 1 ton weeg. Nou arende kom oor die hele wêreld voor, behalwe in Nieu-Seeland en Antarktika. Hier in Suid-Afrika is ons baie bevoorreg met al ons wildlewe dat ons ook soveel spesies van arende dan ook het. Nou arende word so 70 jaar oud en hulle kies gewoonlik 1 maat. So hulle is baie getrou aan hulle maats wanneer hulle gekies het. Die Bybel gebruik die arend as 'n metafoor om te wys hoe dat God vir jou en vir my sorg. Ek het sommer net so 4 gedeeltetjies gou uitgehaal. Byvoorbeeld in Eksodus 19 vers 4 sê hy, ek het julle soos op arendsvlerke veilig gedra toe ek julle uit Egipte uitgebring het, sê die Here. Jesaja 40 vers 31, pragtig, soos wat hier op hierdie tekening ook is. Die wat op die Here vertrou, vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. En dan lees ons in Openbaring 12 vers 14 dat wanneer die vrou vlug vir die draak, dat sy 2 arendsvlerke het waarmee sy dan ook vlieg. In Deuteronomium 32 vers 11 is daar 'n baie mooi gedeelte waar daar staan, soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here, net hy alleen, sy volk gelei. Nou iemand het gesê dat 'n mens 7 dinge van arende kan sê, wat ook op onsself betrekking het. Met ander woorde wat 'n les is vir jou en vir my. En die heel eerste wat die persoon gesê het, is dat arende is simbool van oorwinning. Ons het dit by keiser Caesar gesien, ons het dit by Hitler gesien, en die rede is dat arende vlieg nie saam met kraaie nie. En dis 'n les vir jou en vir my as gelowiges, dat omdat ons kinders van die Here is, moet ons anders wees as die wêreld. Daarom moet ons die eienskappe van God se kinders hê. Ons moet doen soos wat hy vra. Die tweede eienskap is dat arende kan baie goed fokus op hulle prooi. Hulle kan daai prooi vir meer as 5 km raak sien van ver. En wanneer hulle die prooi aanval, dan doen hulle dit op 'n spoed van so 300 km/h. En nog geruisloos ook, né? En dan het hulle die vermoë om beter as enige Ferrari hulle brieke daar te hê as hulle skielik moet breek. En dit wil vir jou en vir my ook sê dat ons moet fokus op dit wat God vra. Ons moet 'n visie hê vir dit wat hy in ons lewe ook wil doen. Die derde eienskap is my baie mooi. Arende eet nie dooie goed nie. Hulle het niks met dooie goed te doen nie. So wil God hê dat sy kinders
In die 4de plek is dit so dat arende is nie bang vir storms nie. Hulle gebruik daai storms om hoër en hoër te vlieg. Die krag van die storms laat hulle hoër vlieg. En so wil God vir jou en vir my sê, die storms wat jy en ek in ons lewe het, daardie dinge wat vir ons moeilik is, moet ons gebruik, sodat ons ook sterker kan word. Mag dit wees, terwyl jy hierna kyk, sit jy dalk met een of ander krisis, dat jy sal weet, God gaan jou hierdeur vat, maar hy gaan jou die krag gee, sodat volgende keer as jy so 'n situasie het, dat jy net sterker sal wees. Die 5de eienskap is 'n baie mooie. Die wyfie kies eers baie goed voordat sy daai mannetjie aanvaar as 'n lewensmaat. Sy wil hom eers vertrou. En daarom sal sy 'n takkie vat en dan sal sy hoog vlieg en dan los hy daai takkie en dan moet hy duik en hy moet die takkie vang. En as hy so is dat sy hom kan vertrou, dan sê sy goed, jy kan my lewensmaat word. Dis so 'n boodskap vir ons jong mense. Kies vir jou iemand wat gelowig is. Moenie dink jy gaan die persoon na die tyd by die kerk uitkry nie. Moenie dink jy gaan die persoon na die tyd maklik kry om 'n persoonlike verhouding met die Here te hê. God kan dit doen, maar kies liewers van die begin af. Iemand wat saam met jou die Here dien, wat saam met jou bid, wat saam met jou Bybel lees. In die 6de plek is dit so dat die arende veilige nes bou. En soos ek gesê het, dis 'n baie groot nes, maar daarin werk hulle albei saam om daai kleintjies ook groot te maak. En dis so 'n mooi les vir pa en ma, om te sorg dat julle julle huwelike bou en te sorg dat julle saam die kinders versorg. Want as die kinders weet, papa en mamma is nie vir mekaar, dan is dit 'n veilige nes. Ons het dit so nodig met ons gesinne. En een van die temas gaan wees om nes te bou. Jy moet daarna moet kyk as jy gesin is. Vriende, en dan die laaste ene is die arend vernuwe. Soms gebeur dit dat daai vere van al die vlieg ook maar 'n bietjie uitrafel en dan begin hulle geluide te maak en baie keer is daar aankoksels aan daai snavel en baie keer is die naels ook maar weer stom en dan gaan die arend vir 'n sekere tyd naby 'n rivier en dan pluk hy daai vere uit en dan kap hy daai snavel so teen die rots sodat hy goed kan afkom en dan sal hy selfs die naels uittrek sodat hy nuwe naels kan groei. Hy moet vernuwe. Jy en ek het ook vernuwing nodig. En dis die doel van hierdie hele reeks, dat God vir jou en vir my sal hernuwe en nuwe mense ook sal maak. Want hy kom en hy gee vir ons die wedergeboorte. Hy kom deur sy gees en hy gee vir ons 'n nuwe lewe. Hy vat dit wat nie daar moet wees, hy vat hy weg en hy kom en hy gee vir jou en vir my die vermoë om te kan vlieg. En daarom in die woorde van Jesaja 40 vers 31, hy laat ons vlieg met arendsvlerke. Wil ek jou nooi om saam met ons hierdie 5 weke te kom vlieg. Om saam met God te kom vlieg. Want hy en hy alleen sal vir elkeen van ons die krag gee. Hy laat ons op vlerke van die aarde